En dan julle Bybels blaai na Johannes 4 toe. Ons kyk vanaand na 'n volgende eienskap van God wat ons kry in artikel 1 van die NGB, soos ons bely. Ons is weer net by daai eerste sinnetjie. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Ons staan vanaand stil by daai woordjie geestelike wese. God is gees. En ons gaan daarna kyk hier in Johannes 4. Soos Isak en soos Jakob en soos Moses sien ons iets hier van Jesus ontmoet sy vrou by 'n put. Natuurlik die Samaritaanse vrou, nie dieselfde sy vrou nie, maar die Samaritaanse vrou staan vir dis hoe ons bruid, die bruid van Christus is, soos hierdie Samaritaanse vrou. En Jesus sê vir haar, jy het lewe nodig, want jy het dit nie nou nie. Kom ons lees van vers 1 af. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. En hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit is omtrent die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en nie hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar?
Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. Ons lees net tot daar en ons gaan redelik stil staan by vers 24. Bietjie kyk na die konteks rondom vers 24. Maar as daai versie wat sê God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Julle sal ook sien sommige van die vertalings sê God is 'n gees. En die rede daarvoor is dat daar nie 'n onbepaalde lidwoord in Grieks is nie. So as hy nie daar is nie, kan jy dit vertaal met of God is 'n gees of net God is gees. Of soos wat ek sal sê God of nie God nie. Hierdie is 'n stoel, want daar's nie 'n lidwoord in Grieks nie. Maar ons ook hierdie ander moontlikheid waar ek uit die konteks moet aflei omdat dit gaan oor die onderwerp se natuur. As ons byvoorbeeld sê nie die stoel is staal nie, maar die stoel is staal, dan is daar ook nie 'n lidwoord in Grieks nie. En as God se eienskappe genoem word in die skrif, kom dit op 'n paar plekke in hierdie vorm, sonder daai lidwoord. En dan sê ons nie die by nie. Byvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 5, God is lig. Hy's nie 'n lig nie, hy is lig. En 'n paar hoofstukke aan 1 Johannes 4, God is liefde. Ons kry dit ook waar Jesus se natuur beskryf word, die woord in Johannes 1 vers 1, die woord was God. Nie soos die Jehova getuies dit vertaal met hy was 'n God nie, hy was God. Dis sy natuur. En God openbaar hom so dat ons sy eienskappe so kan verwoord, soos daai verse sê, God is gees, hy is lig, hy is liefde, omdat hy eenvoudig is. En ons gaan volgende keer, as die Here wil, bietjie meer op daai eienskap van die Here ingaan. God se eenvoud, hy is een, enkelvoudig en eenvoudig. Maar dit sê, hy kan nie verdeel word nie. Hy kan nie in die helfte gevou word nie, hy is eenvoudig. So as ons dan lees, hy is gees en hy is lig en hy is liefde, dan sê dit nie, hy is so bietjie dit en 'n bietjie dit en 'n bietjie dit nie. Hy is dit. Dit is wie hy is. Alles te gelyk, want hy is wat hy is. Dis regtig 'n baie troostvolle leerstelling, openbaring van wie God is vir 'n gelowige om dit te weet. Maar meer daaroor volgende week. En dis wat hier bedoel word. God is gees. Dit is hoe hy is en wie hy is. In sy totale wese is hy gees. Maar goed, wat presies bedoel Jesus met hierdie woorde in vers 24? Wat Jesus nie bedoel het nie, is dat God net in dieselfde kategorie gesit kan word as engele en ons siele. Want engele is ook gees, en ons siele is ook geestelik. Maar soos met God se ander eienskappe, gee God vir ons klein beskrywingkies van wie hy is, deur om te vergelyk met geskape dinge. En daarom gebruik hy hierdie woord. Ons ken dit, ons weet wat is gees, want ons ken die skepping. Engele en ons eie siele is geestelik. En God gebruik daai woord om dan vir ons iets te sê van wie hy is. Hy gebruik weer eens, al is dit geestelik, hy gebruik weer eens die skepping om vir ons iets te sê van wie hy is. So byvoorbeeld, ander eienskappe van hom waar hy dit doen is, hy is lig. Lig is geskape. Of hy is vuur, is geskape. En dit sê vir ons, hy gebruik die skepping om ons iets te sê van wie hy is in sy eienskappe. So as Jesus sê, God is gees, dan is dit vir ons om iets te wys van wie hy is met die kennis wat ons het van engele en ons eie siele. Soos die Westminster sê, ons glo in God wat 'n allerheiligste of suiwerste gees is, a most pure spirit. So hy is gees,
maar nie soos die ander geeste wat ons ken nie. Ons moet daaruit iets aflei van wie hy is, maar hy is nie soos hulle nie. Hy is most pure spirit. So in die eerste plek beteken hierdie, God het nie 'n materiële aard nie. Hy het nie 'n liggaam waaraan jy kan vat nie. God het wel vlees aangeneem, maar hy sê dan juis vir sy disippels na sy opstanding, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self, voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. So Jesus sê, juis daarmee, God is gees, so hy het nie vlees en bene nie. Here sê in Jesaja 31 vers 3 dieselfde, ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie. Hulle perde is vlees en nie gees nie. So vlees en gees staan teenoor mekaar. Nie in 'n stryd soos wat in die geskiedenis is nie. Net vlees is tasbaar, gees is nie tasbaar nie. Binne Jesus se gesprek met hierdie vrou, wou Jesus dis vir haar wys, jou idee van wie God is vals. In die gesprek oor waar God aanbid moet word, wys Jesus vir haar, hy kan nie vasgevang word op een fisiese plek nie, want hy is nie tasbaar nie, hy is nie materieel nie, hy kan nie vasgevang word ook in 'n beeld nie, dis absurd. Geen dimensie, geen materiële ding of geestelike ding kan hom bevat nie. So Salomo ook sê in 2 Kronieke 2 vers 6, maar wie is in staat om vir hom 'n huis te bou, want die hemele, ja die hoogste hemele, kan hom nie bevat nie. En omdat hy gees is, beteken dit ook hy kan nie gebind word aan enige fisiese plek nie. Hy vul met sy totale wese elke moontlike spasie wat kan wees en nie is nie, want hy is die allerheiligste suiwere gees. Dit beteken ook, God is nie sienlik nie. Hy is onsienlik of onsigbaar. En ja, dit beteken hy woon in 'n ontoeganklike lig, sê 1 Timoteus 6 vers 16. Geen mens kan hom sien en bly leef nie, want hy is in sy majesteit te heerlik vir ons om te aanskou. Maar dit beteken ook net gewoon, God het geen vorm of kleur of enige iets sigbaar wat 'n mens kan aanskou nie. Sy openbaring vir ons is sigbaar, maar hy self is onsigbaar. Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Met ander woorde, sy openbaring is sigbaar, maar die sigbare openbaring sê vir ons, daar's iets wat onsigbaar is, sy ewige krag en goddelikheid. Hy self is onsigbaar. Omdat God gees is, beteken dit dan dat ons van hom afhanklik is om ons te sê wie hy is. Ons kan nie met ons oë en met ons ore en met ons sintuie hom waarneem nie. En daarom moet hy homself aan ons openbaar. Dis hy moet van sy kant af vir skepsels homself openbaar, want hy is gees en ons is fisies, vleeslik. Dit beteken ook, hy moet vir ons sê hoe ons hom moet aanbid. Ons kan nie met ons breins wat vasgevang is in die aardse wêreld, in die fisiese wêreld, self uitdink hoe ons 'n geestelike God moet aanbid nie. Hy moet vir ons sê. Hy moet homself openbaar en hy moet vir ons sê hoe ons in tyd en plek in hierdie wêreld wat hy gemaak het, hom moet aanbid. En dis hoekom die tweede gebod dan sê, ons kan hom nie afbeeld nie, en ons kan hom nie net aanbid soos ons dink nie, ons moet hom aanbid soos hy sê, want hy's geestelik. En die Here het dis nie net ewe skielik in Johannes 4 dat Jesus dit sê nie, dis van die begin af so aan sy volk bekend gemaak. Dis die noodwendige gevolg as ons God se openbaring sien van wie hy is. Daar
reg van die skepping af, maar ook daar by die brandende bos. Hy is wat hy is, die noodwendige gevolg, logiese gevolgtrekking, hy's Gees. Hy wys dit vir die volk, hy wys homself in hierdie onbeskryflike vuur, 'n vormlose, onsagwekkende vuur. Juis om vir hulle te sê, jy kan nie hierdie afbeeld nie, dit is onmoontlik. Jy kan nie 'n prentjie maak hiervan nie. Jy kan nie 'n beeld maak van 'n vormlose, onsagwekkende vuur nie. Juis sodat hulle hom nie sal afbeeld nie. Hy maak sy woning in die tabernakel sonder enige beeld. Totaal anders as enige van die ander godsdienste rondom. Want hy's Gees. Tegelyk met dit wys hy heeltyd dat hy nie vasgevang word in die tempel nie. Hy daal in sy spesiale teenwoordigheid neer en hy woon by sy volk, baie spesiaal. Maar tegelyk heeltyd tesame met dit wys hy weer en weer en weer, hy is nie vasgevang in daai tempel nie. Selfs die mooiste tempel kan hom nie bevat nie, soos Salomo gesê het. Ons sien dit nog verder dan in die Nuwe Testament, deurdat Christus gekom het en die tempel vernietig en mense ons sy tempel maak. Hy, God, maak dan woning nie net onder en tussen mense nie, maar in mense, reg oor die wêreld. Hy laat hom ken, nie deur net een volk nie, maar mense reg oor die wêreld. En hy woon in hulle. Dis daarom regtig so goed om te kan bely, God is Gees. En daarom is ons samekomste as tempel van God nie gevul met aardse heerlikheid nie. Ons sal net nou weer terugkom, maar ons samekomste is gevul met geestelike heerlikheid. Heerlikheid wat ons oorrig op Christus, die openbaring van wie God is. Dit beteken nie, God het nie 'n effek op die fisiese wêreld nie, dat ons net geestelik moet dink in die hemele en dat Christendom eintlik maar net gaan oor ons siele en ons verhouding met God op bo en dit het glad nie 'n effekie op die fisiese wêreld nie, glad nie. As God Gees is en hy's in mense, dan het dit juis 'n effek op hulle. God regeer sy kerk geestelik deur sy woord en Gees en dit het regtig konkrete effek op ons in tyd en plek. Maar dit sê, ons sien God aan, nie met ons fisiese oë nie, maar deur die oë van geloof. Die geloof laat ons die onsienlike sien, soos Hebreërs 11 vertel van die gelowiges in die verlede. Hulle het geglo, vasgehou in beloftes, soos een wat die onsienlike sien. God aanskou. So geloof vat dit wat God aan ons openbaar en aanskou dit. Geloof aanskou die geestelike God. Geloof aanskou die geestelike God wat hom sigbaar maak, kom maak het in sy seun, wat sigbare en tasbare menslike vlees aangeneem het, sodat ons God wat Gees is kan ken. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Hy het vlees geword en onder ons kom woon, sodat ons die geestelike God kan ken. Hy is die beeld van die onsienlike God. Hy het God kom openbaar dat ons kan sien. Die geestelike God kan sien. En dit onderstreep net weer, God self moet hom openbaar aan mense, sodat mense hom in gees en waarheid kan ken en aanbid. God is Gees, en daarom kan ons onmoontlik hom uitdink. Hy moet homself openbaar. Sodra jy meer en meer God beskryf in menslike terme wat hy nie gebruik nie, en hom probeer beskryf soos een van ons, laag en naby om dalk sy liefde te onderstreep, ten koste van sy majesteit, gaan jy ook al hoe meer hom aanbid soos jy wil.
en nie soos hy sê nie. Daai twee gaan altyd saam. Sodra die beeld van God verkry word uit wat ons dink, wat ons aflei, hoe meer gaan jy hom aanbid soos jy wil. Dit eindig altyd by eiewillige godsdiens. Ons 'n manier van aanbidding in ons hele lewe, maar spesifiek in die erediens, is direk gekoppel aan ons teologie van wie God is. As ons sê God is gees soos hy homself wys, moet ons aanbidding eenvoudig wees. En ons bly dan by niks meer en niks minder as net dit wat hy sê nie. Want sodra ons iets begin uitdink, dan gaan ons hom nie meer geestelik voorstel nie, maar soos ons dink, materieel en aards. Dan eindig jy uiteindelik by iets soos die Mormone, en hulle is alive and kicking in Suid-Afrika. Die Mormone wat sê, die Vader is ook 'n man, met vlees en bene soos ons. Dit maak uiteindelik die drie-eenheid onmoontlik, maar net een implikasie te noem. Hoe meer aards ons dink van God wat gees is, hoe verder val die leer van die drie-eenheid uit mekaar uit. Dit eindig altyd by die ontkenning of die wegskuif van die leer van die drie-eenheid, want as God liggaamlik of fisies was, is dit onmoontlik om te glo dat hy 3 persone in een wese is. Maar omdat hy gees is hy Vader, Seun en Heilige Gees sonder dat hy in dele opgedeel word. Iemand kan ook nou sê, maar God openbaar hom reg deur die skrif in tyd en plek met verskillende beelde en visioene en verskyn selfs aan mense. So hoekom kan ons nou sê ons mag nie iets fisies van God voorstel nie? Wel ja, maar God openbaar hom altyd daarmee sodat ons met ons breins in die fisiese wêreld kan verstaan wie hy is. Dis God wat neerbuk en vir ons kom verduidelik wie hy is op ons vlak en daarom gebruik hy sy skepping om hom te openbaar. Dieselfde geld vir die beskrywings in die Bybel wat God van praat, sy oë en sy hande en sy arm en sy voet en sy swaard. God gebruik hierdie taal omdat hy in sy liefde neerbuig en in babataal met ons praat. God word ook beskryf as 'n rots en 'n arend. Maar niemand sal sê hy's regtig 'n rots of 'n arend nie. Hy word beskryf as 'n krygsman, maar ook as 'n vrou in kraam. Dis Jesaja 42. Hy's 'n herder, en dit alles moet ons interpreteer in die lig van die res van God se openbaring oor homself. Hy is gees. Al hierdie beskrywings in die Bybel is net sodat ons hom beter kan leer ken, maar dit sê nie hy is dit nie. Iemand kan ook sê, maar ons is mos God se beeld. En dan kyk ons na 'n mens en ons sê alles van die mens moet jy kan terugtrek na God toe. Die probleem daarmee is ons skep dan weer eens God na ons beeld. Sodra ons werk van maar ons is God se beeld en daarom kan ons sekere goed aflei van wie ons is terug na wie God is toe. Nee, dan maak ons God na ons beeld. Ons beskryf hom weer in menslike terme en nie soos hy hom openbaar nie. En net 'n kantnota hier, ons moet regtig versigtig wees vir hierdie, om nie verkeerd om te redeneer nie, dat ons nie uiteindelik eindig by ons eie God en ons eie Jesus en nie die God van die Bybel nie. Ons moet dink hoe ons redeneer oor ons afleidings wat ons maak. Ons kan nie, byvoorbeeld, ons kan nie menslike verhoudings gebruik en dan sê oor die drie-eenheid is so nie. Beskryf hom menslike verhoudings beskryf
gebruik om die drie-eenheid te beskryf nie, en dan eindig dit met 'n ander baadjie, en dan sê ons, die drie-eenheid is so, en daarom is ons verhouding so. Byvoorbeeld, ons kan nie na 'n man en vrou verhouding in die huwelik kyk, en omdat dit lyk asof daar ooreenkomste is, sê, die drie-eenheid wys vir ons, gelyk is in eenheid, soos in die huwelik. Jy gaan eindig by een of ander dwaling. So God is gees. Dit beteken God is nie materieel en sigbaar nie, en daarom is ons afhanklik van hom om homself vir ons te wys, om aan ons te openbaar. Er is nog iets wat ons kan aflei uit die konteks. As Jesus sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid, dan sê hy ook, God is nie net 'n onsigbare, ontasbare krag nie. Hy is persoonlik. Vers 23 sê, die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Net 'n persoon soek. Hy soek mense wat hom in gees en waarheid aanbid. En die woordjie gees, wat hier gebruik word, pneuma, wys baie keer na iemand se innerlike gedagtes of emosies, of sy hart. As iemand 'n gees het, dan is hy persoonlik. Dan is hy 'n persoon. Gees verwys na persoonlike kennis, wil, emosies. Gees sê, iemand het hart. En daarom, dit volg daarom, as Jesus sê God is gees, impliseer dit dat God persoonlik is. En hier moet ons nie toelaat dat die verskillende filosofieë en godsdienste in die wêreld ons beïnvloed nie. Baie sal sê, geestelik beteken juis onpersoonlik. Maar hierdie filosofieë en godsdienste werk gewoonlik met ons ontdek God deur meditasie en selfbewustheid, deurdat ons die God ontdek wat binne in ons is. En nie deurdat God homself in ons openbaar nie. En dis weer eens, ons skep dan God na ons beeld. En dis nie hy wat dan homself vir ons wys nie. Dis hoe jy eindig by 'n onpersoonlike, koue God. Nee, as ons sê, as Jesus sê God is gees, dan sê hy, God is persoonlik. Hy's naby, hy's 'n God van verhouding. En hy openbaar hom ook reg deur die skrif met die so as persoonlik, met die voorname, hy, ons, ek, ensovoorts. Sy naam is, ek is. Sy naam sê hy is 'n persoonlike God. Die feit dat hy 'n naam het, sê hy is 'n persoonlike God. Hy is in die suiwerste vorm persoonlik, meer as wat ons is as sy beeld. Hy is die persoonlike nabye God wat homself vir skepsels en sondaars wys. God is gees beteken nog iets. Dit beteken hy is lewe en die ewige lewe. Die woordjie gees is ook wind of asem. Ek het net nou daarna verwys met Psalm 135. Jakobus 2 vers 26 sê, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is die geloof sonder werke dood. So, hy impliseer, gees is lewe. God is gees verwys daarom na God se oneindige, lewende aktiwiteit. Lewende en 'n lewegewende gees. Dit is wie God is. Psalm 135 wat ons net nou gesing het, daai woordjies in die Bybel sê van die ander gode, daar's geen asem, daar's geen gees in hulle mond nie. Hulle is nie lewend nie, is die gevolgtrekking. En die wat hierdie gode aanbid word soos hulle dood en leweloos. Jesus praat hier met 'n vrou.
sonder lewe. 'n Vrou op pad na die dood, in haar eie sonde. En hy praat met haar oor die lewende water van die fontein van die lewe, wat kan lei tot ewige lewe. Wat jou bring by die ewige, lewende waters van lewe. Hy is die een by wie sy mense kan kom drink, en hulle dors kan les. Sy kan kom en haar dors les soos nooit tevore nie. En die beskrywings in die psalms, soos Psalm 42, Psalm 84, vat hierdie sigbare, tasbare beeld van smagting na water, dors, om 'n geestelike waarheid uit te beeld. Ons siele is dors vir die water van die lewe. En dis wat Jesus vir hierdie vrou wys. Jou siel is uitgedroog soos 'n woestyn. Jou siel het dringend water nodig. En dan wys Jesus vir haar die evangelie en selfs al verander sy die onderwerp, kom hy terug na haar groot probleem deur vir haar te wys wie is God. Hy is Gees. Hy alleen kan jou dors les. Hy kan jou vul sodat jy nie meer dors na 'n man en nog 'n man en nooit vervulling kry nie. Hy kan jou vul dat jy regtig gevul is. Want God is Gees. Geen man, geen menslike verhouding, geen geld, geen niks kan jou vul soos hierdie God nie, geliefde. En net hy kan, want hy is Gees. Jou siel het hom nodig. Jou siel wat Gees is, het 'n God nodig wat Gees is, om gevul te word. Hy is suiwere, perfekte lewe. Dit beteken dus ook, God is altyd aktief in suiwere aksie. Hy's altyd besig, hy sit nooit stil nie. Die ander vertaling van Gees is wind. Wind wat nie beweeg nie, is nie wind nie. So per definisie is wind iets wat beweeg. Gees wat nie lewe en doen nie, is nie Gees nie. Hy het lewe in homself en hy gee lewe aan die wat hy wil. Hy doen om lewe te gee. Hy's 'n bron van lewende water wat heeltyd opborrel. Dit beteken God is en het nie potensiële energie nie. Hy doen en beweeg altyd net bloot uit homself uit. Daar's niks wat hom moet prik dat hy beweeg nie. Hy is lewe en energie uit homself uit, want hy doen. Energie in die sin van beweging. Aksie. Dis hoe Christus God kom openbaar. Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan, dis nou Christus wat vlees word. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En dis wat Jesus vir hierdie vrou kom wys. Vir elke sondaar is hierdie regtige goeie nuus. Jesus is nie besig met teologiese abstrakte argumentering nie. Hy sit daar by 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou. En hy gee vir haar die evangelie. God is Gees. Dis goeie nuus aan 'n dors sondaar. En wat beteken al hierdie prakties vir wat ons dan nou moet doen
Ek het tussendeur so 'n paar goed genoem, maar ek dink hier's 'n paar belangrike goed om uit te lig. So, God is gees, ons kan hom nie afbeeld nie. Hy is gees, onsigbaar, onsienlik, sonder liggaam of materie. Ons mag daarom nie klein dink of doen van sy majesteit as God nie. Iemand het gesê, om te dink dat ons 'n beeld van God kan maak uit 'n stuk marmer of 'n gegote goud, is 'n groter belediging vir hom as wat dit sou wees as jy 'n groot prins sou uitbeeld as 'n padda. Dit kan nie. Dit is ondenkbaar. Daarom is so belangrik dat ons bid dat die Gees van God ons verstande sal skoon was met sy woord, dat ons idee van wie hy is gevorm sal word uit sy woord en sy woord alleen. Uit dit wat hy sê, nie uit dit wat ons dink nie. Ek het dit net nou ook gesê, maar ook omdat God Gees is ons van hom afhanklik om vir ons te wys hoe hy aanbid moet word. Ons aanbidding van hom moet afgelei word uit die woord en nie uit ons goeddinke nie. Ons moet daarom so eenvoudig as moontlik bly, sodat ons gedagtes gefokus kan wees op hom, wat geestelik is. Dis juis omdat hy Gees is dat ons glo dat aanbidding niks meer en niks minder kan wees as dit wat hy sê in sy woord nie. En daarom, soos die katekisme sê, ons moet prentjies vermy. Want ons moenie wyser as God wil wees nie. Hy is Gees en hy maak hom bekend op 'n geestelike manier deur sy Gees en woord. God wil dus hê jy moet hom persoonlik ken deur die aanhoor van sy woord en die antwoord met psalms en gebed saam met ander mense wat hom ook so ken. Niks mag ons aandag wegtrek van wie hy is nie. Ons aanbidding moet in gees en waarheid wees. En daai waarheid sê in opregtheid van gees. Omdat God gees is, haat hy skynheiligheid. Hy haat dit as jy doen, maar jou gees doen nie saam nie. Hy is gees en daarom soek hy jou gees, sodat hy jou gees kan vul met die lewe wat hy in homself het. En omdat God gees is die noodwendige gevolg van sy aanbidding 'n verandering in jou gees. As hy jou ken en jy hom ken, gaan jou gees die lewe ontvang wat in hom is. En daarom gaan jy vrug dra in die sigbare en die tasbare wêreld. Maar as hy self in jou is, dan is dit ook onmoontlik dat jou gees bly by dit wat hy was, en jy gaan werklik dan in jou gees, in hart en siel met al jou krag gefokus raak op wie hierdie God is, wat homself in jou geopenbaar het, en daarom gaan jy begin veg, nie net teen sondes van jou liggaam nie, vleeslike sondes nie, maar ook sondes van jou gees. Ek gaan nie net meer gefokus wees op dit wat mense sien nie, dalk sondes van dronkenskap en hoerery nie. Omdat God gees is en hy my gees gevange neem, gaan ek die sondes van my gees kruisig. Ek gaan nie meer net die buitekant van die beker skoon hou nie, want God wat gees is, het my gees verander. En daarom gaan ek my trots en my gierigheid en my begeertes en my eie geregtigheid kruisig. Want my God is gees. Dis wat Jesus vir die vrou wys. Jy het lewe nodig. Jy het gees nodig, vrou. Jy het nie nodig om net my 'n klomp mans te wees nie. Dis hoekom Jesus daardie onderwerp daar los, want hy gaan dieper. Maar hy wys vir haar grootste nood. Jy het 'n nuwe gees nodig.
deur die een wat Gees is. Hy alleen kan jou vul, sodat jy waarlik geestelik kan wees. Kom ons bid.